Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, mag U woord ons vandag opnuut versterk. Amen. Paulus teken vir ons op in 1 Korintiërs 3 vers 18 tot 23. Niemand moet homself mislei nie. As een van julle dink dat hy volgens die maatstaf van hierdie wêreld 'n wyse man is, moet hy dwaas word sodat hy werklik 'n wyse mens kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Daar staan tog geskrywe, hy vang die slimmes met hulle eie slinkse planne. En op 'n ander plek, die Here ken die gedagtes van die wyse mense en weet dit beteken niks. Daarom moet niemand op mense roem nie. Alles behoort aan julle. Of dit Paulus of Apollos of Sefas, of die wêreld of lewe of dood of hede of toekoms is, alles behoort aan julle. Maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. Die grootste dwaasheid wat sekerlik begaan kan word, is om die wysheid van God tersyde te stel ten gunste van aardse geleerdheid. Dit is algemeen bekend in die Ou Testament dat die geleerdes van hierdie wêreld vir hulle self 'n struik stel en dat die wyses se wysheid voor God van geen waarde is nie. Dit is daarom belangrik om nie staat te maak op mense nie, sê Paulus. Maak nie saak wie dit is nie, en wat die medewerkers in Christus betref, moet ook hulle toegewyste posisie verstaan. Paulus doen moeite om uit te wys dat leiers nie in die gesagsposisie tussen Christus en gelowiges kan inwurm nie. Leiers se plek is by Christus as fondament om die geloofsgemeenskap op te bou. Hulle staan in 'n dienende en 'n nederige posisie. Wêreldse wysheid soek die eervolle gesagsposisie tussen Christus en die kerk. Die wysheid wat van God afkom, respekteer die gesag van Christus, aan wie alle gelowiges direk onderworpe is, insluitende die leiers. Dit is sekerlik so dat geestelike leiers in die kerk moet leiding neem, maar dan moet ons dit verstaan soos Paulus dit vir ons voorhou. Hy sê, alles behoort aan julle. Of dit Paulus of Apollos of Sefas, of die wêreld of lewe of dood, of hede of toekoms is, alles behoort aan julle. Maar julle behoort aan Christus en Christus aan God. Sien in jou gedagtes Christus as herder, met wie gelowiges saamloop, terwyl geestelike leiers die is wat agterloop en seker maak die kudde bly die herder volg. Self hoef die leiers wat die kudde stuur ook nie te vrees nie, solank hulle Christus as fondament behou. Ek besef hierdie voorbeeld ontbreek daaraan om volle reg aan die uitleg te verskaf, maar dit gee ons ten minste 'n aanduiding vir verdere denke oor wat Paulus hier opmerk. Mag leiers besef, hulle is in diens van Christus as fondament, en mag elke gelowige ook besef, ons het self toegang tot Christus as hoof, wat aan God behoort. Daar mag niemand tussen ons en Christus staan nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vrylik tot U kan nader. Ons vind vreugde in U teenwoordigheid. Amen.